Liewe vriende, dis Vrydagoggend die 31ste Julie en hierdie hele week het ons gekyk na die baie gelaaide tema van selfbedrog en hoe selfbedrog ons eintlik van innerlike genesing en ons geestelike lewe af weghou. Ons het gister stil gestaan by die kosbare gedagte rondom God se woord en dat voor ons God se woord oopslaan, ons eintlik elke keer moet vra dat die Here regtig ons oë moet oopmaak. Ook die oë van ons siel, om dit wat ons partykeer voor weghardloop, voor hom te erken. En vanoggend sê ons vir mekaar, dit kan alleenlik gebeur, as jy God se woord lees, en toelaat dat die Heilige Gees sy werk in jou doen. Daarom sê ons dat God die Heilige Gees is onafwendbaar deel van jou lees en jou lewe. Dit is die spesifieke werk van die Heilige Gees om ons van ons sondes te oortuig en daarvan bewus te maak. Gaan lees maar Johannes 16 vers 8. En daarom behoort ons ook in ons gebede te kan bid dat God die Heilige Gees ons daagliks naby sal wees in die prosesse van ons eie ontkenning en selfbedrog. Om te bid, help my, God Heilige Gees, om myself ook te ontdek soos ek werklik is. En mag die Heilige Gees jou dan regtig vashou en vertroos en versterk. En dan is dit so wonderlik om te weet dat die Heilige Gees jou ook gaan bring by medemense, medegelowiges, wat jou in hierdie prosesse naby is, help en selfs partykeer die seer wat jy nodig het om te hoor, gaan bring. Toe Dawid argumentsonthaalwe moord en egbreek gepleeg het en hy dit toegesmeer het, en homself oortuig het dat alles nou verby is en alles vergete is en alles goed was dit 'n medemens wat deur die werking van God se Gees hom van hierdie selfbedrog gered het. Dit was in die vorm van die profeet Nathan, wat hierdie selfontkenning en hierdie selfbedrog weer vir hom kom ontbloot het. En sy gedagtes, sy geheue, dit wat hy verkeerd gedoen het, eintlik dan weer vir hom ophelder, om dit te sien vir wat dit werklik is. Ons kan maar en behoort na mekaar te luister, veral as ons met liefde en in liefde deur die werking van die Heilige Gees met mekaar omgaan. As mense dus by jou kom klaar, of hulle misnoot te kenne gee teenoor jou, rondom jou optrede, jou woorde, dan kan jy maar daarna luister. Veral as hulle dit in liefde doen. En daarom kan ons mekaar as medegelowiges vertrou as instrumente in die hand van die Here, deurdat die werking van die Heilige Gees jou ook op 'n plek mag bring en kan bring en gaan bring, waar hulle vir jou sal sê, my liewe broer, my liewe suster, my liewe pa, my liewe kind, ek sien die volgende in jou lewe. En die Here en sy woord wil hê dat jy hiervan moet kennis neem. En mag ons dit altyd met liefde doen, en mag ons dit ook altyd in liefde ontvang. Mag selfbedrog jou nie verder as 'n instrument in die hand van die bose van innerlike genesing of van geestelike groei of van die Here weghou nie. Ons bid dit heelhartig vir mekaar in opregtheid, liefde en in alle egtheid. En dit deur die werking van die Heilige Gees in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.